Die meeste kommersiële skaapboere is vasgevang in hulle eie boerdery. Hulle is konstant besig met krisisbestuur. Dieselfde vrae word oor en oor beantwoord en die oomblik as hulle rug draai, dan stop alles in die boerdery. Dit laat my dink aan die boer wat sy werkers onder die boom laat sit toe hy dorp toe is. Hy het opdrag gegee, hulle moet net daar wag tot hy terugkom. Hulle mag niks doen nie. Sy redenasie was dat wanneer hy terugkom, dan kan hy aangaan waar hy opgehou het. Maar as hy hulle los om aan te gaan tot hy terugkom, dan moet hy eers alles wat verbrou is regmaak voordat hy kan aangaan waar hy opgehou het. Nou as dit klink soos jou boerdery, moenie paniekerig raak nie. Dis nie omdat jy iets verkeerd doen nie. Dis nie omdat daar fout is met jou boerdery nie. Dis ook nie dat daar fout is met jou personeel nie. Dit is eenvoudig net omdat jou boerdery nie behoorlik gesistematiseer is nie. En dit is presies wat die WMS Top 20 mentorprogram gaan regstel. Welkom by Welvaart met Skaap. Ek is baie bly om julle te sien. Baie dankie vir jou belangstelling in die Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. As jy nog nooit van my gehoor het nie, of nog nooit met my te doen gekry het nie, ek is Bram Kutse en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Ek het op 'n skaapplaas in die suide van Namibië groot geword. Na skool het ek gaan studeer aan die Universiteit van Stellenbosch, waar ek my BSc honeursgraad in skaap- en wolkunde verwerf het. En toe het ek vir 'n paar jaar gaan werk as 'n senior produksieadviseur by die destydse Wolraad. Na dit was ek 'n bestuurder by Midlands Abattoir in Koelsberg en toe was ek weer terug in die wolbedryf as 'n senior produksieadviseur by BKB. En toe het ek vir net so oor die 10 jaar was ek die bestuurende direkteur van die konsortium groep van maatskappye en ek is ook al vir meer as 20 jaar die bestuurende direkteur van my eie groep maatskappye onder Amali, waarvan hierdie Welvaart met Skaap val onder Amali Consulting. Die doel van my Welvaart met Skaap mentorprogram onder Amali Consulting is om skaapboere te help om te beweeg van finansiële onsekerheid, oneffektiewe bestuur en frustrasie na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Nou ek maak gebruik van mentorboere wat tel onder die top 1% skaapboere in Suid-Afrika, as ook van kundiges op die gebied van finansies, voeding, dieregesondheid en weiveldbestuur. En ons help boere om hulle denkwyse te verander, om hulle beplanning te doen, behoorlik strategie uit te werk, stelsels in plek te kry en om hierdie stelsels suksesvol te implementeer, sodat hulle welvaart kan skep uit 'n goed bestuurde, winsgewende, volhoubare boerdery, wat hulle met trots kan oordra na hulle nageslag. Nou dit verseker die familie se nalatenskap, dit gee persoonlike bevrediging vir die boer en dit help hom om 'n betekenisvolle bydrae in sy gemeenskap te maak waar hy tans is. In meeste gevalle is die boer die bottleneck van sy eie boerdery. In die begin het jy alles self gedoen. Jy het al die verantwoordelikhede gevat en dit was die regte ding om te doen. Jy ken die plaas. Jy weet wat werk en wat nie. Jy weet waar en hoe om te bemark. Dit is jou boerdery. Dit is hoe jy jou boerdery vestig en groei. Maar wanneer alles deur jou vloei, dan hardloop jy nie net die boerdery nie, maar op 'n stadium word jy ook die bottleneck van die boerdery. Dit is hoekom al die vrae na jou toe kom, hoekom jy al die probleme moet oplos. Dit is hoekom jy in take ingetrek word waarvoor jy mense gehuur het om dit te doen. Dit is hoekom jou span wag in plaas van om eienaarskap te neem. Dit is hoekom hulle elke oggend dieselfde opdragte moet kry om die werk te doen. Dit is hoekom jy al die besluite moet neem. Dit is hoekom jy 24/7 aan diens is en voel dat jy nie by alles kan uitkom nie en teen die einde van die week sien jy amper geen vordering nie. Dis nie dat daar nie geleenthede is om jou boerdery te groei nie, maar omdat jou boerdery die perk bereik het van die stelsel waarop dit gebou is, en daardie stelsel is jy. Die oomblik as jy behoorlike stelsels bou en implementeer, dan kan jou boerdery groei. Jou boerdery word skaalbaar, investeerbaar, oordraagbaar en kan suksesvol voortbestaan sonder om van jou afhanklik te wees. Hierdie is die nommer 1 aspek wat die top 20% boere skei van die res. Jy kan nie jou boerdery groei met dieselfde sisteme wat jy gebruik het om dit van die grond af te kry nie. Dit is as gevolg hiervan dat die WMS Top 20 mentorprogram bestaan. Die WMS Top 20 mentorprogram is 'n 12 maande program waarmee jy die operasionele stelsel vir jou boerdery gaan bou sodat dit kan skaal sonder jou
Hier is presies hoe dit werk. Die Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram bestaan uit 3 fases. Die eerste fase is beplanning en strategie. Ons noem dit ook the Personal Operations System. So ons begin by jou. Nie omdat jy die probleem is nie, maar in meeste gevalle as jy as boer die bottleneck is van jou besigheid, as alles deur jou moet gaan en jy moet al die besluite neem en almal kom na jou toe, dan moet ons by jou begin, want ons moet begin tyd losmaak, sodat jy kan fokus op die meer belangrike goede en kan delegeer op die minder belangrike goede. So, maak los jou tyd en neem beheer. Nou, die eerste ding wat ons gaan kyk na is, hoekom doen jy wat jy doen? So, ons gaan 'n bietjie fokus op jou persoonlike doelwitte. Hoekom boer jy en wat is dit wat jy met jou persoonlike lewe wil doen en wat is die doelwitte wat jy vir jouself gestel het. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na hoekom denkwyse sukses bepaal. Wat maak die top 20% skaapboere anderster as die ander boere? Hoe dink die top 1% skaapboere oor hulle besigheid? En dan gaan ons 'n besigheidsplan skep vir jou boerdery met 'n strategie, sodat jy vir jouself kan tyd losmaak. Die meeste boere wat aan hierdie program deelneem, sal binne die eerste 2 maande 10 tot 20 ure per week losmaak as hulle hierdie goeders begin implementeer. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na, verstaan jou syfers, met ander woorde, hoe lyk jou boerdery se winsdrywers, wat is dit wat belangrik is vir jou, wat is die doelwitte wat jy moet stel, hoekom jy daai doelwitte moet stel, en dan ook 'n bietjie na hoe vergelyk jou boerdery teenoor die bedryfsmaatstawwe. Nou die resultaat wat jy gaan kry is, jy gaan beweeg van krisisbestuur na beplande bestuur. Fase 2 gaan oor begroting en stelsels. Ons noem dit the business engine. Verander jou boerdery in stelsels wat hardloop sonder jou. So as jy die bottleneck is, dan is dit baie belangrik dat jy moet begin stelsels bou wat kan verseker dat as jy take delegeer, dat daai take vlot verloop sonder dat jy heeltyd moet bywees om te kyk of dit reg gedoen word. So die eerste een wat ons gaan mee begin in terme van hierdie begrotings en stelsels, ons gaan 'n bietjie kyk na hoe om jou boerdery se finansies te bemeester, in terme van kontantvloei begrotings en jou inkomste staat en hoe moet jy dit interpreteer, want in meeste gevalle het ek gesien dat die meeste boere weet nog ons redelik goed hoe om te boer, maar as dit kom by die finansiële gedeelte van hulle skaapboerdery, dan skiet hulle 'n bietjie tekort. So ons gaan daar kyk na bemeester jou boerdery se finansies, en dan gaan ons begin bou aan 'n veerkragtige boerdery, en dis waar ons gaan kyk na elke faset van jou boerdery om stelsels te implementeer, veral as dit kom by herhalende take wat elke week, elke dag, elke maand, 1 keer in 6 maande, 1 keer 'n jaar, alles wat herhalend is, moet jy 'n stelsel voorbou en jy moet standaard operasionele prosedures daarvoor hê, sodat jy dit kan delegeer en ook sodat dit so kan gedoen word dat die pap nie op die grond val nie. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na bemarking en verkope vir maksimum wins. Ons gaan kyk na opvolgbeplanning en nalatenskap. Met ander woorde, hoe bou jy daai besigheid, hoe struktureer jy daai boerdery, sodat jy dit soemloos kan oordra na jou volgende generasie. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na funksioneel doeltreffende diere. Dan hoe selekteer jy, wat is die kriteria, waarna kyk jy? Ons gaan kyk na voedingsbestuur, dieregesondheid, die optimalisering van grond, veld en veiding, en ons gaan ook so 'n bietjie stil staan by die nuutste tegnologie en innovasie. So dit is alles wat ons gaan hanteer in hierdie besigheidsmasjien of the business engine, waar ons begrotings en stelsels gaan bou, en die resultaat wat jy daar kan verwag is jou boerdery is nie net afhanklik van jou nie. Daar is stelsels wat geïmplementeer is wat sorg dat hierdie boerdery kan glad verloop. In fase 3 gaan ons oor na monitering, evaluering en regstelling. Ons noem dit the performance flywheel. Dit is hier waar jou boerdery se prestasie gemeet gaan word, geëvalueer gaan word en reggestel gaan word. En hierdie proses is soos 'n flywheel. Dit gaan oor en oor gedoen word en daar gaan voortdurend verbeterings gedoen word, sodat jy elke dingetjie wat in jou boerdery gebeur, elke klein dingetjie, as jy voortdurend verbeter daarop,
dan sal jy jou boerdery vorentoe beweeg. 'n 1% of 'n 2% verbetering op elke klein aksie wat jy doen, maak op die einde van die dag kumulatief 'n groot verbetering in jou boerdery. So, maak jou boerdery self verbeterend en skaalbaar. Daar gaan 'n stap-vir-stap implementering wees van telkaarte en terugvoerstelsels sodat die besigheid besluite kan neem op data en nie net op gut feeling nie. Daar sal hulpbronne wees vir groei. Ons gaan kyk na wat en hoe om te meet. Ons gaan kyk na wat en hoe om te evalueer. Ons gaan kyk na wat en hoe om te verbeter. Daar sal ook meesterklasse wees wat ons gaan aanbied en ons gaan sessies hê met van die land se suksesvolste boere en kundiges. So daar gaan elke tweede maand sal daar 'n meesterklas wees waar ek julle sal uitnooi binne die mentorprogram waar ons dan hierdie kundiges gaan intrek om 'n bietjie meer kundigheid met ons te deel. So die resultaat wat jy hier kan verwag in fase 3 is dat jou boerdery se groei voorspelbaar gaan wees, selfs wanneer jy dit oorgee na iemand anderster of na jou kind of seun wie ook al gaan oorvat by jou. Dit is die resultaat wat jy hier kan verwag. Goed, kom ons kyk net 'n bietjie na die tydlyne. Hoe lank gaan dit vat? Hierdie WMS Top 20 mentorprogram strek oor 12 maande. So ons gaan basies in week 1 en 2 gaan daar aan boord sessies wees, net waar ons mekaar kan ontmoet en beter leer ken, vir almal wat inskakel op daai spesifieke inname. En dan gaan ons maand 1 en 2 gaan ons kyk na daai, dis fase 1, is beplanning en strategie. En dan maand 3 tot 6, fase 2, dit is daai begroting en stelsels, waar ons gepraat van die business engine. En dan maand 7 tot 12 is waar ons moniteer, evalueer en verbeter. Dit is hier waar ons daai prestasie flywheel of performance flywheel gaan implementeer en sorg dat jou besigheid voortdurend verbeter, sodat jy jou boerdery kan skuif na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Goed, nou wat kry jy alles saam met die Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram? As jy deel word van die program, dan sal jy die WMS Top 20 implementeringsgids kry. Dit is maar net 'n stukkie gereedskap om jou te help dat jy heeltyd op datum is en dat jy weet waar jy staan. Jy merk elke taak wat jy, soos jy dit afhandel, kan jy dit afmerk. En as jy probleme het, kan jy my kontak en ek sal kan sien presies waar is jy. Dan sal daar weeklikse strategie sessies wees waar ons met mekaar gesels. Jy kan enige vraag vra wat jy wil vra, goed wat probleme wat jy ervaar of uitdagings wat jy het, en ons sal ook dan die week se onderwerp bespreek in hierdie strategie sessies. Dan sal daar 'n kwartaalverslag wees en beplanning, sodat ons net seker maak ons is op datum en dat ons vordering maak. Dan sal daar mentorklasse wees wat ons gaan aanbied, waar ek gaste gaan nooi, mense kundiges. Dit kan top boere, skaapboere in die land wees, wat onder die top 1% in die land val. Ons kan kyk na kundiges op dieregesondheid, voeding, teeling ensovoorts, of mense wat dalk kan help met familieboerdery beplanning en oordrag, of dan as dit gaan oor boerdery strukture ensovoorts, wat ook al die behoefte is, dan sal ons kundiges kry en ons sal 'n mentorklas aanbied wat julle dan almal kan bywoon. Dan sal daar WhatsApp kommunikasie wees, 'n groep kommunikasie waar ek vir julle sal hou van alles wat gebeur vir die week, maar jy sal ook een op een met my kan kommunikeer. As jy enige probleme het, ek sal heeltyd beskikbaar wees op WhatsApp. Dan is daar 'n privaat WMS Top 20 groep waarvan jy gaan deel wees, waar die WMS Top 20 lede met mekaar kan kommunikeer en vir mekaar vrae kan vra en mekaar se antwoorde of mekaar kan antwoorde gee. Dan sal ons een keer 'n jaar meesterbrein byeenkomste hê. Dit is maar net waar ons mekaar in persoon gaan ontmoet, omdat al hierdie sessies aanlyn plaasvind. Dat ons mekaar dan net iewers in die gesig kan kyk en kan bladskit. En dan sal daar ook templates wees. Dit is tipiese goed soos byvoorbeeld 'n veeregister, 'n veevloeibeplanning, 'n kontantvloeibegroting, hoe lyk 'n inkomste staat. Daar sal templates wees vir hoe jy jou arbeid kan hanteer. Daar sal bestuursprogramme wees vir jou boerdery ensovoorts. Al daai templates sal vir jou beskikbaar wees. En dan ook die WMS Top 20 curriculum. So elke les, elke module, soos wat ons deur die fases gaan, sal daar 'n les wees, 'n module en 'n les
wat aangebied word as lesings wat jy sal toegang hê, en dan ook word daar van elke sessie, elke weeklikse sessie wat ons doen, of as dit 'n mentorklas is met 'n gas, sal daar 'n opname wees en daai opname sal ook met jou gedeel word. Nou die resultaat is 'n stelselgedrewe boerdery wat kan skaal sonder jou. Die beste manier om uit te vind wat om te doen is eerstens om te bepaal waar staan jou boerdery. Is jy onder die top 20% of is jy onder die onderste 20% of is jy iewers hier in die middel? Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings: besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge, en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af.